Nou maar, ons is besig met, wat is hier, die 4de een, dink ek, van Radio GOD, wat jou hopelik help om God se stem meer gereeld te hoor. En tot nou toe het ons net gekyk na, hoekom sal ons met God wil praat, hoekom sal hy met ons wil praat, die feit dat hy dit wel doen. En laasweek was half die kruks van die hele storie, ek wil julle moet besef, wat gesê het, om God se stem te hoor, moet jy baie met hom praat. Dat is die boere antwoord vir die storie. So, maak tyd, en ek hoop jy het as jy nog nie, deur die week, moeite gemaak om 'n tyd met God te kry wat 'n vaste afspraak is. As jy 'n vaste afspraak nou dan mis, is nie een van die wêreld nie. As jy nie 'n vaste afspraak het nie, dan is dit moeilik. So, dit is nie 'n wettiese ding, is nie van, dis hoe God met jou gaan praat nie. God praat op baie maniere met ons. Hierdie is 'n manier, om op 'n praktiese manier God te kry, om gereeld net met jou praat, met die alledaagse goed, sodat jy sy stem leer ken, sodat as jy 'n groot antwoord nodig het, jy sy stem ken. En vandag, bou voort op daai ding, in die sin van, omtrent elke mens, wat jy wil sê, luister na God se stem in jou hart, en ons is baie groot op, ek wil nie pa staan vir jou geestelike lewe nie. My bediening is baie veilig in my kop, ek kan 'n bietjie leer, van wat ek weet. God se verhouding met jou, is jou verhouding met hom, dis wat die ding moet gebeur, en dat gebeur in jou lewe. En as jy vir iemand sê, luister na God se stem, en is 'n relatieve nuwe ding vir hulle, of, dan is die eerste vraag is, maar hoe weet ek is God wat met my praat? Wie sê, dis nie gisterandse pizza, of my eie versinsels nie, of selfs demoniese inspraak nie, hoe weet ek is God wat met my praat? So vandag wil ek daarna kyk, want wat mense eintlik wil weet is, kan ek God vra om te bevestig? Ek dink dis die eintlike ding. En ek wil vandag daarna kyk, so as jy die Bybel het en wil saam lees, die eerste skrif sommer net vinnig, julle almal ken het, is Markus 16. Markus 16 vers 20. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. So God werk saam met die man wat hy uitstuur, en hy bevestig sy woord, op wat 'n manier ook, in hierdie geval met wonders en tekens. Nou in die Ou Testament was daar 'n beginsel wat gesê het, elke woord moet deur 2 of 3 getuies bevestig word. En Jesus het ook daarna verwys in Matteus 18, as jy daar al gaan kyk gou. Matteus 18 vers 15 en 16 sê dit, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin, maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. So, Jesus verwys na daai beginsel in die konteks net hierso van, as jy jou broer 'n bietjie vasgesit het, hoe jy dit moet hanteer. En Paulus haal dit ook 'n paar keer aan, die een plek wat ek sommer vir julle gaan wys, is in 2 Korintiërs 13. Korintiërs 13 vers 1, sê Paulus, en dit is die 3de keer dat ek na julle toe kom, in die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. Dis net vinnige plek is in die Bybel waar dit lyk of God sê, ek bevestig my woord, hoe dit ook al doen op 'n manier. Of ek wil dan met getuies wees dat dit bevestig word. So vandag wil ek uitkom by die storie van Gideon. Ons het al verwys daarna in die vorige goede. Vandag die storie van Gideon, julle kan so lank bly na Rigters 6 toe. En weer, die meeste mense ken die storie van Gideon, en almal weet van die velletjie, van hulle die Here gevra met die velletjie om hom te bevestig dat hy met hom praat. Wat jy wel dalk nie geweet het nie, of nie oordink nie, is dat, dis nie die eerste keer dat Gideon vir die Here gevra het, of seker die laaste maal gewees dat Gideon vir die Here gesê het, maar Here, wys vir my nie. En, kom ons lees in Rigters 6, vanaf vers 17. En hy antwoord hom, as ek dan guns in die oog gevind het, doen vir my 'n teken,
dat U dit is wat met my spreek. Verwyder U tog nie hiervandaan voordat ek by U kom en my gawe uitbring en voor U neersit nie. Hy sê toe, ek sal bly totdat jy terugkom. Net daai stukkie van nou dat jy net in vers 12 sê dit wie dit is wat met hom hier praat, dit sê dit is die engel van die Here wat aan hom verskyn het. Nou op 'n paar plekke in die Ou Testament praat dit van die engel van die Here en dit verwys na Jesus sê hulle. So Jesus kom hier so na Gideon toe en hy gaan hy praat met hom. En Gideon sê, Here, ek hoor, wag net eers gou. Ek moet net seker maak dis U. En laat net oor die saak dink, moet asseblief nie weggaan nie, ek gaan kos maak. Okay. En Gideon gaan weg en hy gaan maak die maak dit en ek wil vir jou uitwys hoe amazing God met ons werk in hierdie opsig. Hier sit God homself onder die boom en praat met Gideon. En is God en is 'n mens. En die mens sê vir God, ek is nie so seker as jy met my praat nie. En God sê vir ons okay. Hy gee hom tyd om sy hart en sy kop uit te sort. En dit was nie 'n vinnige proses vermoed ek nie, want Woolies was nog nie daai tyd daar gewees nie. So hy moes gaan 'n bok vang en die ding slag, die ding voorberei en die koeke bak en uitbring. Dit het 'n rukkie gevat. En die Here sê dan sê maar ek gaan nie weggaan nie. Doen wat jy moet doen. Dis hoe die Here werk met ons wat sê, weet nie so lekker nie, ek hoor maar ek moet net seker maak. Okay. Kom ons gaan aan met die storie, vers 19 trek ons nou. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei en van 'n eva meel ongesuurde koeke, die vleis het hy in 'n matjie gesit en die sous in 'n pot gegooi en hy het dit na hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke, sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit en hy het so gedoen. En dit was seker 'n strange ding voor gewees, dink ek dit. Hy bring die kos met 'n beskikbord met sy beste silvergoedjies, dink ek, dit was 'n spesiale gas. En die Here sê, "Moet sit die goed daar, gooi die sous oor en hulle laat uit." Dit lyk al soos as mens in Kentucky eet en jy is honger en is jy haastig. Hoenderpap sousboor. En die Here het nie probleem met hierdie storie nie. Nou hier is die ding, het Gideon die teken gekry wat hy voorgevra het? Gaan dan met die storie. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn in sy oë. So ek sou sê dis 'n teken. As die Here sê, Here is regtig iemand met my praat en hy sê, steek choppies en goedjies daar neer en hy steek al sy brand uit die rots uit, dink ek is redelik dat die Here praat met jou. So mense nou dink, jy gaan Gideon. Nog nie. Die man het die rus van sy siel nie. So nou kom ons by die storie van die velletjies uit. Dit is in vers 36. Toe het Gideon met God gespreek, as U werklik deur my hand Israel wil verlos, soos U gespreek het, sal ek die wolvlies op die dorsvloer neerlê. As daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos, soos U gespreek het. En dit was so. Toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgebring en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kom vol water. So Gideon sê dan vir die Here, kyk, ek sien U het my gepraat. Maar net om te double check. As ek eers wat hierdie goed vir my regtig gesê het, sal hy asseblief die ding met die vliesie doen. En die Here sê ja. Dis wat verstaan. Dis God wat praat. Ons hoor hom, ons erken ewenes hy en is dit reg net. Nee, sê is okay. Vat wat jy die tyd wat jy het, kry die bevestiging, is reg. God het nie probleme daarmee gehad nie. En daar skiet dit toe nou uitgesort. Nog nie maatjies. Toe het Gideon met God gespreek. Vers 39. Laat U toorn nie teen my ontvlam nie en laat my net hierdie keer spreek. Laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem. Laat dit op die vlies alleen droog wees terwyl daar op die grond oral dou is. En die Here het daardie nag so gedoen. Op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond was daar dou. God is nie geaffekteer deur die storie. Hy weet hy's God en hy weet gelukkig hy's 'n mens. En hy weet hoe hy werk. So hy was okay in hierdie geval. Dit vat die tyd. Ek weet jy wil my duidelik hoor. Dis dit.
En die rest van die storie gaan ek nou nie lees, ek gaan julle sommer net vinnig vertel, dis in Rigter 7, wat er nou gebeur is, die Midianiete trek nou op teen hulle, en die army kom by mekaar as 32.000 mense, en God kyk hierdie storie sê, dis te veel mense, 'n bietjie laat hulle gaan, en hy sê vir Gideon, sê vir die manne, almal wat bang is, kan maar huis toe gaan. En ek dink, dis nogal ding vir Ami te sê, en 20.000 van hulle loop, Nou maar bang is. loop 22.000 van die mense loop. Horses! Dankie Gideon, ons gaan eerder by die huis bly. En hulle gaan weg, en God kyk hierdie storie en hy sê, hier is te veel mense. Ek wil die eer kry so, en as julle hierdie ding gaan wen, gaan julle die eer, gaan julle dink as julle. Ek wil die eer hê. So, sê vir die man, hulle moet gaan water drink, en dan kyk jy, drink hulle water. En jy weet, soos honde lek, sit hulle eenkant. En ek dink dat hy moes ek gedink het, wel dis cool, die Here sorry ongeskikte man uit hierso. Ek meen, al die ongeskikte mense gaan nie werk nie, so al die ongeskiktes aan die een kant, die wat mooi polite drink aan hierdie kant, en die Here sê, okay, nou jaag die polite huis toe, hou die ongeskiktes. Ja nee, ek sien saam. En al die goed is in plek, en ek dink hy het so gestaan en kyk na hierdie 300 mense, en hy het gesê, die Here is nog 'n teken, okay. en die Here sê vir hierdie, hy sê, gaan, vat nou jou helper vanaand, want ek is bietjie bang, en dan gaan sluip jy na hulle kamp toe, gaan luister jy wat sê hulle Midianiete, ek het vir jou verrassing voorberei, en hy sluip jy aan soet, en hy hoor hoe die een ou vir die ander ou sê, ek het 'n droom gehad, daar rol 'n brood hier by ons in, en hy rol my tent onderste bo, en sy chommy sê vir hom, dis die swaard van Gideon, ons is in die poef, dit staan nie daar nie, maar dis probeer wat hy gedink het, en Gideon hoor dit, en die geloof spring hom op, en hulle gaan gee hulle pak slaap. Of die Here doen dit in 'n geval. En daar's nie reëls oor bevestiging nie, dink ek nie. Maar die Here het soveel genade gehad in hierdie hele ding met Gideon, dat hy 4 keer sê, Here, ek het nie gehoor die eerste woord, ek het die 4 in die klip gesien. Dis nogal spectacular stuff, dink ek. Ten spyte daarvan 4 keer nog, voor hy uiteindelik in die oorlog gegaan het, wat God hom eerst nog gesê het, dis wat gaan gebeur. En vir ons om bevestiging te kry, dink ek, is nie vir God 'n probleem nie. So hoe doen ons dit? Daar's nie reëls nie. Die praktiese manier wat ek gekry het is as jy die beginsel vat van uit 2 of 3 getuies word elke woord bevestig. Dan kan ek dink jy vir God vra vir 3 getuienisse of 3 bevestigings in die sin van vra vir hom 'n skrif as bevestiging. Vra vir hom vir 'n persoon wat bevestig wat in jou hart aan die gang is. En vra vir hom om omstandighede te laat saamwerk sodat bevestig dit wat jy hoor. As jy dit mooi met rympies en resitasies wil onthou, het ek vir jou 'n rympie, God se woord, God se wysheid wat deur mense kom en God se wee, so omstandighede in jou lewe. Of 'n rympie, God se verbond, God se vriende en God se vrede. As jy hierdie goede in lyn kry met wat jy glo God sê vir jou, dink ek is jy redelik veilig. Kom ons kyk, ek gaan vinnig na elkeen kyk en 'n paar dinge daaroor noem. Die eerste ene is die skrif. Strook dit wat jy hoor met die hele Bybel. Dit is 'n belangrike ding, want dit is die een ding wat vas staan. Ons is mense, so wat ek vir julle op 'n Sondag sê, is wat ek dink en hoor. En ek glo die Heilige Gees praat my en deur my en al daai dinge, maar ek is 'n menslike filter. Ek het my eie taak in my koppie en my hart in die gang, so julle kry die resultaat nadat deur hierdie filter is. Die ding wat vas staan is hierdie woord. So as jy iets by God hoor en jy hoor obviously deur 'n filter, is hierdie die vaste ding. So dis die eerste ding is strook dit wat jy hoor God sê vir jou met alles wat jy kan raak kry in die Bybel. So as jy byvoorbeeld vir my is 'n meeting reël om te sê dat jy hoor God sê jou sekretaresse is 'n eintlik vrou. Die een wat jy nou het is 'n glipsie gewees. Dan het ek afspraak kanselleer, ek het al goed gehoor, hy sê, is nie hy praat. God se stem gaan nooit verskil van God se woord nie. Ek wil hierdie stuk gebruik ter ondersteuning of staving daarvan in Matteus 19. Elke voorbeeld van hoe ons of mense 'n Bybel gebruik, of die woord gebruik, om hierdie te studie oor goed. Matteus 19, vers 3 tot 8.
Toe kom die fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om allerlei redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Het julle nie gelees nie? So dit wil weet. Rym wat jy vir my nou hier vra met wat in die Bybel staan. Dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. So iemand wil vra oor skeiding, dis daar is antwoord, uit sy eie mond uit. Okay. Maar hulle sê vir hom, waarom dan het Moses beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Okay. So wat hier gebeur is nou, hierdie manne kom so toe en hulle is lus vir nuwe versions van vroue. Dalk mooier, dalk vriendeliker, dalk ek weet nie wat nie, maar en hulle sê vir my, die Here kan ons dit doen. En sy antwoord is net, het jy nie gelees nie, weet jy net in die Bybel staan nie. En hulle raak nou slim en sê, ja maar Here, ons het ook gelees daar staan, jy kan skryf skryf. En Moses het so gesê. En hy sê, dit was nie so nie. Dis nou waar die gestooi inkom van, en ek is altyd amazed oor hoe God lenient is met mense, wat hulle sterfteer op trek hom. En, nou die meeste van julle wat hier sit, is die regskeidings, okay? Hier is nie 'n vingerwys nie, dis niks van my, ek hoop nie voel condemned hieroor nie. Maar God se woord sê hier in Maleagi, egskeiding is geweld. Hy sê hy haat dit, dis geweld. En hy sê, nee is dit geweld, hy sê, kinders gaan ook nie oukei wees nie. Kinders gaan nie oukei wees aan haar nie. Nou die Here kan obviously, vergifnis is nie probleem, hy kan genesing bring, allerlei goede, maar egskeiding is geweld, en God haat egskeiding soos rampe. Dit maak mense seer. En hy is lief vir mense. En hier is wat hy sê in hierdie storie. Ek hoor wat julle sê, God het dit nie so gemaak nie. Hy strook nie met die woord nie, wat God gesê het nie. Hy het so gesê in die begin, ek maak hulle een. En hy strook nie met God se karakter nie. God se karakter sê, ek gaan jou nooit los en nooit verlaat nie. So hy strook met niks van daai nie. Hier is wat gebeur in die agtergrond op hoekom met Moses so gesê het, sê hulle. Is Moses, wat gebeur het, die mans het nou op 'n stadium moeg geraak vir die vrou wat weer getroud was. Dan kan hy nou nie skei nie, so hanteer as so 'n vloerlamp. Dit word misbruik op elke moontlike manier, en Moses gaan toe na God en sê, Here, hierdie kan nie werk nie. Dit is moeilik. Die mans wil nie die vrouens hê nie, maar hulle kan ook nie los nie. Kan ons nie hierdie, en toe Erik sê, okay, is die harte van hulle harte, as die man en die vrou soos 'n prinses van die huis wil hanteer nie, en as soos 'n vloerlamp wil gebruik, en dan misbruik, laat sy eerder daar uitkom dan. So gee die skeibrief vir hulle. Maar dis nie wat die Here in gedagte gehad het nie. So dis waar die storie vandaan kom, as jy nou kyk, dis die engel van hierdie mense wat hier voor Jesus staan met hierdie vraag van, Here, kan ons maar? Ons weet, jy het gesê ons kan nie, maar hoekom het Moses dan gesê ons kan? En hy sê, hardheid van jou hart. So hier is wat jy moet weet van egskeiding se oordeel en was. Iewers in daai verhouding is at least een persoon, baie keer twee, wat net sy hart so hard is, dat hy nie kon, of sy nie kon, die ander een dien nie. So as jy iets by God hoor, maak seker dat dit is nie 'n versie, dis wat kom daar van die storie. Want die versie van jy kan 'n skryfbrief gee was daar, het God gesê, doen dit. As jy 'n vrou soos 'n vloerlamp hanteer, moet jy dit nie doen nie. Maar wat jy by God hoor, moet rym met wat die Bybel sê, en moet rym met God se karakter. God praat nie teen homself nie. So die een versie ding is 'n moeilike ding. Hier is die ander interessante van een versie. Hoe het Satan Jesus versoek? Met 'n versie. En Jesus moes dit vir hom sê, ek ken die hele Bybel, en ek ken die intensie van die Bybel. Want dis 'n ander amazing ding, want dit gaan nie net oor die woordjies wat daar staan nie. Op 'n paar plekke weet ek van waar iemand gedoen het iets wat nie toelaatbaar was nie. Dawid het van die brode gaan eet, wat hy suppose was om te doen, toe honger was aan sy troepe nie. En dis hoekom Jesus vir hom sê, hoekom eet julle disippels, hoekom doen hulle dit op Sabbat sê, want die Sabbat is gemaak vir die mense, nie die mense vir die Sabbat nie. So ten spyte van by die wet wat daar was, en hoekom dit so gemaak is, was dit nie die punt nie. Die punt is, verhouding, altyd met God. En dit moet strook met God se karakter en die woord. So, dis die eerste punt. Die tweede ding is, dit wat jy hoor,
word dit bevestig deur goddelike raadgewing. So nou hoor jy 'n dingetjie, jy gaan lees in die Bybel, jy doen jou eie goed en jy glo, dis wat God vir jou sê, jy kan in sy woord sien en stroom met al daai dinge. Nou gaan praat jy met goddelike raadgewing. Met die klem op goddelike raadgewing, seker. Goddelike. Want jy kan gaan raad kry by baie mense, en baie mense loop rond en sê, hoor jy, ek wil dit doen, wat dink jy? Ja, nee, wat dink jy? En dan gewoonlik, maak 'n saak wat die uitkoms is van die marknavorsing wat hy doen nie, jy gaan vir die wat jy van hou. Dis nie 'n goddelike raadgewing nie. Goddelike raadgewing is, jy klaar gehoor, eerste. Dit is nie 'n monkey puzzle en iemand die hoogste uitkoms kry word gebeur nie. Jy hoor wat jy dink God sê, en dan gaan jy na goddelike mense toe wat inspraak in jou lewe en sê vir hulle, dis wat ek hoor, sal jy asseblief saam my hoor. So dit help om mense te kry wat verkieslik ouerig is, of meer ondervinding jy het, gaan nie oorwendig oor oud nie, maar wat ondervinding het, en jy hoor wat hulle sê. Net veel die skrif daarvoor kry, is in Spreuke die wysheid daarvan om het so te doen. Ek en Heidi, ek weet nie of het onder hierdie punt of die volgende punt die beste val nie, maar ek en sy moes ons albei self leer teels opsit, omdat ons albei, ek is impulsief met besluite nie, maar ek top nie te lang oor besluit nie. Ek gaan dink ek oor en bidda oor en dan maak ek 'n besluit. En as dit 'n verkeerde besluit is, dan draai my gevolge daarvan. Maar ons was woes geweest toe ons mekaar herken. Kyk, ons het op stadium in Johannesburg, en baie van die smarte gyms nou is daar techno gym equipment. En daai goed is so fancy, was jy druk die dinge in, in plaas van dat jy net hard op die treadmill, sê dat treadmill vir jou vinnig hard op, jy stel homself op en af, op intervals en gaan te kere. Nou, voor dit nog in daai gyms was, seker omtrent 15 jaar terug. Die techno gym self begin gyms oopmaak. Hulle wou 'n paar oopgemaak het in al die groot sentrums. En daar een naby ons in Johannesburg oopgemaak waar die Lions geoefen het op daai stadion. En daar was 'n girl gewees wat 'n baie goeie driekamp coach was. En ek toe driekamp doen, ek besluit ek moet by die gym wees. En ek gaan soen toe en op daai stadium was die gym waar ons was, dink ek was iets soos R90 'n maand. Ons kom by hierdie plek en dit is in die R400 'n persoon. Ek besluit ek kan dit nie by doen nie. So moet my vrou dit saam met doen. En ons join vir amper R1000 'n maand of van R90 'n maand af. Want ek is mal oor driekamp en die volgende dag, jy is op pad huis toe, ons sê van, wij was daar droog geworden. En ek kon nie uit die kontrak uitkom nie. Hy het geweier dat ek kontrak los. So dit was het, en toe na dit het toe besluit gemaak, ek gee nie om hoe mooi die sales speech is, of net die Porsche kan kry vir R10 daai dag op special nie. As ek nie kan uit die ding uitloop, en in die swembad spring, en my vrou bel nie, of verkieslik my vrou wil my jy moet daar praat nie, gee ek nie om oor die special nie, ek is net na mis gekom. Ek moet tyd hê om te dink, en dit pas my oor die ding al van raadgeving, ek het dit die geleer op daai. Raadgeving is nie 'n dom plan nie. Dit is hoekom die Here vir jou vrou gegee het, vir moet ek een kan. Om myself met die stupidheid uit te red. Spreuke 12, vers 15, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. En 24, Spreuke 24, vers 6, want deur goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer, en die oorwinning is deur die menigte van raadgewers. Raadgewing, belangrik julle, ons is nie vriend wat altyd gesê het, Christendom is 'n teamsport. En ek dink nie, dit is daar's veel foute vind met daai stelling van hom nie. Okay. So dit is die ding van, jy het bevestig, kry goddelike ingewing, beteken nie, jy loop rond en vra van mense nie, beteken jy klaar gehoor, jy soek iemand wat goddelike inspraak in jou lewe het, om saam met jou te luister op wat jy hoor reg is. Die derde punt is, het jy vrede met wat jy hoor, en met wat jy van die ander mense af hoor. Nou jy gaan altyd geloof nodig hê, om op God se woord te reageer. Ek dink dis omtrent 'n ding wat vasstaan. Jy gaan altyd geloof nodig hê, jy gaan nooit vrees nodig hê nie. Dis nie deel van die prentjie. So as daar nog nie vrede in jou hart is nie, as daar nog vrees is, onrust, dan is dit al 'n plek om nog nie te seker te wees nie, okay? God se vrede in jou hart is 'n sekere teken, dink ek, dat die woord wat jy glo waar is. Dis in geval nog een van die 3 bevestigings. En vrees is net nie van God af nie. As God lei, is daar nie vrees nie.
Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Okay, die woord heers hierso, julle beteken fisies, skeieregter, umpire in Engels. So as jy dink aan cricket, waar daar 'n skeieregter is, hy sê, jy's uit of jy's in, ja, jy's veilig en kom jy terug, jy's nie, doen dit, whatever. En dit is wat die ding sê, dis wat God se vrede in jou hart doen. God se vrede in jou hart is 'n skeieregter wat sê, dis veilig, of nee, is nie veilig nie, is nie betyds terug hierso nie. En dit is hoe God se vrede jou lei, dit lei jou as 'n skeieregter om te sê, dis veilig of nie. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En dis amazing, dit praat van God se vrede wat jou verstand te bowe gaan. En verstand beteken nie, ek het altyd gedink net, dit beteken, is groter as wat ek kan dink. Dit is seker dit ook. Maar dit beteken, is groter as, in Engels is dit reasoning, is groter as jou vermoë om te kan goed uitsorg in jou kop. God se vrede is groter as daai. En dit sê ook dat God se vrede sal jou hart beskerm. En die prentjie daar is, dis soos 'n militêre bataljon wat beskerm teen aanval van buite af van kwaadwillige mense. God se vrede beskerm jou hart soos 'n bataljon wat iets oppas, of iemand oppas. En ek hoop jy besef dat jy is vrot van die aanval, word aangeval die hele tyd. Okay. So as jy God wil hoor deur al hierdie goede en aanval en stemme en dinge wat met jou praat, dan is dit nodig, dink ek, om whatever jy hoor, vrede in jou hart oor te kry. En dit is gewoonlik my laaste en final ding. Ervaar ek vrede op wat ek wat ek voel God sê vir my. Hier is nog 'n ding wat ek gedoen het op die ding van vrede, julle. Ek het op 'n stadium, toe ek net begin werk het aan die hele ding met huwelikskursusse en goede, het ek begin by my eie vrou, en vir almal wat ek in die hande kon kry wat geskei is, gevra. Die dag voor toe jy voor die kansel gestaan het jy in jou hart oortuig gewees dat hierdie ding gaan werk, maak nie saak wat nie, of was daar dinge in jou hart gesê, hierdie is dalk die dom ding om te doen, ek moet dit nie doen nie. En ek het tot vandag toe nog nie die uitsondering ontmoet, met almal wat ek gepraat het, wat gesê het, hulle het nie daar gestaan met 'n twyfel in hart, was hierdie die slimste ding nie. Party van hulle het sommer net flat geweet, is dom, maar is nou klaar gereël. Maar ek het nog nie die uitsondering ontmoet nie. So vrede in jou hart, oor 'n besluit wat jy maak, as dit sulke groot besluite is baie belangrike ding. En die ander ding, praktiese ding met van vrede, as wat ek vir as voorbeeld kan noem, nie omdat ek 'n perfekte voorbeeld is nie, maar die vrede ding help my nogal, is net in alles wat ons nou in ons lewe aan die gang het, met, begin hierdie storie, met nou met die huis is goed wat aan die gang is, en alles, kan ek dit net judge teen, ek hoor wat mense sê, en ek luister na almal se raadgewing, en dan vrede of nie vrede nie. En in my geval nog met daardie op, ons moet altyd saam vrede, anders is dit moeilik besluit te maak. So, vandag net opgesom vinnig julle, laas week is die belangrikste boodskap. Jy moet God se stem leer hoor, en jy hoor dit die beste deur, gereeld met hom rondhaal. Doen dit. En dan, hoe kwalifiseer jy dit wat jy dink jy hoor in jou hart? Jy meer dit in God se woord, jy praat met goddelike mense daaroor, en jy wag vir vrede in jou hart. Here, dankie dat U met ons praat, dat U nog nooit opgehou het nie, want U is 'n persoonlike God, en 'n persoonlike verhouding, en ons waardeer die inspraak in ons lewe. Ek weet nie hoe 'n mens die lewe aanpak sonder God se inspraak nie. Ek weet nie hoe mense raad te gee wat jy nie ken nie. Want na wie se wyse sal ons luister? As ek net kyk na die wêreld en alles wat verkeerd gaan, en die groot kenners wat banke laat vou en resessies laat begin, en dan manne laat te sê, ons was verkeerd. En
En as ons na die mense luister wat ons leer van besighede bou en selfs mense se raad met al die beste intensies van ons huwelike moet reg doen en allerlei dinge, dan is alles feilbaar. En daarom dank ons U vanoggend dat ons kan kom na die alwyse Skepper, wat nie net alles geskep het nie, maar wat ons geskep het en weet hoe ons werk. En wat ons toekoms kan duidelik sien voor hom lê. Die toekoms is nie vir U verrassing nie, U is die toekoms. So ons wil dit vanoggend kom sê, Here, dat ons waardeer U in daai opsig in ons lewe en ons wil graag luister. Lei ons deur die Gees in 'n noue verhouding met U. En help ons met hierdie dinge. Dankie dat U grasie gee vir ons om ons harte en ons verstande in lyn te kry met wat ons glo U sê. Voor ons beweeg, Here, dat U 'n verdraagsame God is. Die woord sê so, U is lankmoedig. En ek dink nie dat dit gaan oor die sonde nie, dit gaan ook net oor U al rustig asem vas in die Godheid, terwyl ons rondskar in ons menslikheid om duidelikheid te kry. En dankie daarvoor dat U so met ons werk in liefde. Ek kom bid oor elke persoon, Here, wat vanoggend hier is, dat U net vir hulle duidelik sal lei deur U stem in hulle harte, deur U woord, deur goddelike inspraak van mense om hulle, en deur die vrede van God wat ons verstand te bowe gaan en wat ons harte beskerm. Ek kom seën hulle ook in die naam van Jesus Christus met God se beste, wat U vir ons gebring het in Jesus, en elke goeie gawe wat U vir ons gebring het, seën ek hulle mee. En ek bid dat dit sal uitdrukking vind prakties in hulle lewe deur hierdie week. Dat U met hulle sal werk en dat U die omstandighede om ons sal gebruik, Here, om U guns en U goedheid oor hulle uit te stort. Dankie dat ewen deur die moeilike tye weet ons, Here, daar is tye van groei, daar is tye van goed wat U uitbring, daar is tye van allerlei dinge. Maar U intensie vir ons is goedheid en guns. En ons waardeer U. Ek bid vir hulle beskerming, Here, totdat ons mekaar weer sien. En ons doen dit in die naam van Jesus.